Baie welkom, my naam is Renier van Onselen en ons weer vandag 'n voorreg om saam met julle te wees. As julle reg kan onthou, laas keer het ons gekyk na die God Test toep en hoe om dan nou 'n geestelike gesprek te begin. Vandag gaan ons bietjie meer na 'n toep kyk waar jy die evangelie dan nou deel. Daar's baie verskillende maniere en toepe wat 'n mens dan nou mee kan deel, maar vandag wil ek met julle deel hoe om die God tools te gebruik. Dit is een van die maniere wat ek geleer het om die evangelie met mense te deel. Ek het beleef dat dit baie duidelik is hoe die evangelie gedeel word en dat die evangelie nie net gedeel word nie, maar dat daar selfs 'n opvolg ingebou is. So vandag gaan ons net gou kyk na 'n oorsig van the God Tools app of toep en ek gaan vir julle gou 'n bietjie vinnig wys hoe om hom te gebruik. Die volgende video gaan ons dan nou meer bietjie van 'n indiepte kyk na die toep en hoe om hom dan nou te gebruik. So kom ons begin en ons laai eers gou dan nou die toep af. So gaan na Play Store toe of as jy 'n Apple foon gebruik, gaan daar waar jy die verskillende toepe kan aflaai. Soos jy kan sien, ek het klaar God Tools ingetik en hy het hom klaar vir my gesoek en hy is klaar oop. So dis God Tools van Crew. En dit is hoe hy dan nou in die Play Store lyk. Ek geniet om dan nou God Tools te gebruik, want een van die belangrikste dinge is ek kan die evangelie in my moedertaal met ander mense deel en ook in ander tale met mense. Al kan ek nie die taal praat nie. Ek sal later vir julle 'n bietjie meer wys hoe om dit dan nou te doen. Alright, so gaan gou laai gou God Tools af van Crew. Pause die video, doen dit gou en dan kom ek gou terug dat ons gou kyk na 'n oorsig van God Tools. So, kom ons, soos jy kan sien, dis die groot blou G langs Google. Kom ons maak hom gou oop en kyk hoe lyk hy nadat ons hom oopgemaak het. Alright, so as jy dan nou sal sien, sal jy regsbo sien, daar is 'n taaltekentjie. Ons gaan nou eers op die taaltekentjie druk en as ons op hom gedruk het, gaan hy vir ons vra primary language of parallel language. Ons gaan nie nou kyk na die parallel language nie, maar ons gaan wel die primary language verander. So ons druk dan nou op die English en dan nadat ons dit gedoen het, sal jy sien hy gee vir ons 'n groot verskeidenheid tale, 'n magdom tale. Soos jy kan sien, Afrikaans is heel bo en jy kan omtrent die evangelie in enige taal met iemand dan nou deel en ons sal later na daai verskillende funksies dan nou kyk. Ek wil net vir julle die verskeidenheid wys dat as die Here jou die geleentheid gee, kan jy omtrent die evangelie duidelik kommunikeer met enige iemand wat dan nou in sy huistaal kan lees. En soos julle ook sal sien, die toep is ook dan nou in Zulu vertaal. So, ons wil dan nou graag die evangelie in Afrikaans met iemand deel. Soos jy kan sien, hy is klaar met my afgelaai. So ek druk net op Afrikaans en dan is ons reg om hom te gebruik. So, die vorm wat ons die evangelie vandag met die persoon gaan deel is gaan by die naam die 4 geestelike beginsels. En voor ek hom oopmaak, ons druk net gou op die About. En as ons dan nou op die About gedruk het, sal daar dan nou 'n video wees. Jy kan dan nou gerus op YouTube vinnig kyk, 'n oorsig kyk van hoe om die God Tools te gebruik. Maar hierdie is nou net my oorsig vir julle in Afrikaans. So kom ons maak hom gou oop. So, dit begin so, het jy al van die 4 geestelike beginsels gehoor.
So dit is die manier ook hoe ek gewoonlik met iemand oorgaan in 'n geestelike gesprek. Ek sal vir die persoon vra op 'n skaal van 0 tot 10 hoe seker is jy gaan hemel toe, en as hulle dan nou 'n getal gee, dan sal ek nou vra, as dit nou nie 10 is nie, kan ek met jou deel hoe jy verseker kan weet dat jy hemel toe kan gaan. En dan begin ek nou met hierdie toe. Die 4 geestelike beginsels wat ek baie van dit hou, dit is baie prakties en eenvoudig. En dit is dan nou opgedeel op 4 hoofafdelings. In Engels is dit the 4 P's. There's God has a plan, but there's a problem. You make provision, but you need to make a personal decision. In Afrikaans is dit God het vir ons 'n plan, het lief vir ons, het ons lief en het 'n ongelooflike plan vir ons lewe. Die tweede een is die mense sondig en van God geskei. Die derde een is God het voorsiening vir die mens gemaak, sodat ons weer in verhouding met hom kan wees. En die vierde een, ons moet 'n persoonlike besluit vir Jesus Christus maak. So as ons die evangelie deel op enige manier, is dit baie belangrik dat ons op hierdie 4 hoofpunte dan nou sal raak. So kom ons bring in die 4 geestelike beginsels. Joey sal altyd sê die 4 geestelike waarhede. Alright. Net soos daar natuurwette is van die natuur beheer, is daar ook beginsels wat jou verhouding met God beheer. En beginsel nommer 1. God het jou lief en het 'n wonderlike plan vir jou lewe. So hier is net 'n vinnige oorsig van die app. Die volgende video gaan ons dan nou 'n bietjie meer deeglik na die toep kyk. Die volgende een is die mense sondig en van God geskei. Daarom kan hy nie God se liefde en plan vir sy lewe ken en ervaar nie. Is dit nie mooi hoe hulle dit visueel uitbeeld, die wit en die goud menend, God se plan en God se liefde, en dan die swart en die wit, hoe die sonde alles kom opmors het. En dan die derde een is Jesus Christus is God se enigste oplossing vir die mens se sonde. Alleen deur hom kan ons God se liefde en plan vir jou lewe ken en ervaar. En dan soos jy kan sien, dit is dan nou die wit met die rooi bloed, menend dit is Jesus se bloed wat ons kom skoonmaak van ons sonde. En dan nommer 4 is ons moet Jesus Christus persoonlik aanneem as verlosser en Here. Slegs dan kan ons God se liefde en plan vir ons lewe ken en ervaar. En as ons dan nou hier deurgewerk het, is daar begin die opvolg, hoe om seker te wees dat Christus in jou lewe is. Nou dat jy Christus aangeneem het, het daar verskeie dinge gebeur wat ongelooflik is. Voorstelle vir geestelike groei is die volgende punt, en dan Christelike samesyn in 'n goeie kerk. En dan eindig hy om dan nou nog ander hulpbronne met die persoon te deel as hulle meer wil weet en meer wil leer. So hierdie was dan nou hierdie was maar net 'n opsomming gou van die toep, en ek wil ook net weer dit baie duidelik maak dat ons as wedergebore Christene neem die inisiatief in die krag van die Heilige Gees, en ons los die resultate in God se hande. So volgende sessie gaan ons kyk hoe om dan nou die 4 geestelike beginsels te deel. Wonderlike en geseënde dag vir julle verder. Gaan blaai asseblief hierdie toep af en gaan lees hom noukeurig deur. Tot weersiens.